Ok, ons is nog steeds by Eastern Cape September 2018 en dit is nou 'n tweede deel van hierdie video en ons gaan in hierdie deel van die video kyk na enigiets wat te doen het met 'n lening. Dit is vir my ook so 'n eenvoudige algemene vraag en nog steeds kry leerders dit regtig verkeerd en hulle sukkel daarmee. So kom ons kyk of ek jou 'n bietjie kan help. Hy tel enigiets tussen 6 en 8 punte. Hierdie vraag tel 6 punte, maar of dit nou 6 tel en of dit nou 8 tel, jy gaan dieselfde inligting vir my neerskryf. So die vraag lees: die onderneming het 'n groot deel van die lening terugbetaal, verduidelik of dit 'n goeie besluit was. Haal 2 finansiële aanwysers met syfers aan. Okay, kom ons lees dit weer. Die onderneming het 'n groot deel van die lening terugbetaal. Was dit 'n goeie besluit? En ons moet nou sê met sommetjies ja of nee. As ek dit vir 'n derde keer lees, dan hoor ek net bla 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 lening. En dit is hoe jy dit moet sien. Lees dit 3 keer deur, seker te maak jy verstaan, maar dan lees jy hom die derde keer en dan lees jy bla 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 lening. Dit gaan oor 'n lening. Lewer kommentaar oor 'n lening en gee vir my 2 finansiële aanwysers met syfers. So kom ons gaan kyk. Selfe inligting, né? Daar is al ons ander goetertjies. Ek is nou net hier onder. En wanneer ek nou werk met my lening en ek wil kommentaar lewer oor my finansiële aanwysers, gaan ek na skuld-ekwiteit kyk vir 'n lening en ek gaan kyk na my opbrengs op gemiddelde kapitaal aangewend. En ek het nou net 'n stukkie van die vraag hier, so ek weet nou nie wat die res van die vraag alles gesê het nie, maar dan wil ek graag gaan soek na my leningbedrag, want by my leningbedrag sal hulle ook ergens vir my sê wat is die rentekoers op die lening. Partykeer sit hulle dit somme in hierdie tabel, maar ek sien dit nou nie. So ek het daai 3 goed nodig. So as jy lees bla 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 lening, dan gaan jy vir my daai 3 aanwysers kry en dit is waarop jy met kommentaar lewer. Okay, so ons gaan nou begin. As ons met kommentaar lewer daarop, dan gaan ons sê die skuld-ekwiteit verhouding en ons wil graag hê 'n skuld-ekwiteit verhouding moet 1 tot 1 wees. Okay, so dit was 0,5 tot 1, nou is dit 0,2 tot 1. Okay, so ons gaan sê die skuld-ekwiteit verhouding het van 0,5 tot 1 verlaag na 0,2 tot 1. Okay? Dit beteken dat die besigheid is laag gerad. Jy moet dit nou vir my in 'n ordentlike sin skryf, nie net skryf dis laag gerad nie, maar dit beteken die besigheid is laag gerad want hy het 'n lae risiko. Daar is nie eintlik 'n lening nie. Okay, so dis die een sinnetjie wat jy gaan skryf. So volgens daai sinnetjie kan hulle maar 'n lening uitneem. Hulle het mos gesê die lening is terugbetaal, was dit 'n goeie idee? Wel, ons is nou nog nie by die goeie idee nie, maar die besigheid is laag gerad, hulle kan eintlik maar die lening gehou het. As ons kyk na daai 0,5, dan kon hulle maar nog steeds die lening gehou het. Hulle het nie baie vreemde skuld nie. As ons dan gaan kyk na die opbrengs op aandelekapitaal aangewend, ons praat ook van opbrengs op totale kapitaal aangewend. Dis 'n afkorting, hulle sal dit partykeer daarso ook vir jou skryf. Ag nie daar nie, onderaan. Ek is die hele tyd gepla met die boonstene. Daarso, hulle gaan dit vir jou daar by sit so in 'n hakkie. Okay? So hy het ook verlaag van 22,3% na 20,8%. So in hierdie geval is dit nou eintlik 'n klein bietjie swakker. En dan gaan ons nou sê maar, en dit moet alles in een sin wees, dit is nog steeds hoër as die rentekoers op die lening, want ek moes nou gaan soek het wat is die rentekoers op die lening.
en hulle sal vir jou in die vraag sê wat dit is. Hierdie vraag het ek nou gaan loer vinnig is 11%. Okay. So dit is nou hoor is die rentekoers op die lening. Dis jou twee finansiële aanwysers, skuldekwiteit eintlik en opbrengs op totale kapitaal aangewend. Dan moet ek nou hierso weer gaan sê, omdat dit hoër is as die rentekoers op die lening, hierdie besigheid 'n positiewe hefboom. Okay. So, jy wil hierdie ene goed hê en jy wil hierdie ene goed hê om byvoorbeeld enigstens verder te kan leen, geld leen. Dit help nie die boonste een is 'n smiley face en die onderste een is 'n negatiewe hefboom nie. Hierdie opbrengs op totale kapitaal aangewend verduidelik vir my hoe vinnig die maatskappy, dit is nou my eenvoudige terme, nie, hoe vinnig die maatskappy geld maak. Dit is wat opbrengs op totale kapitaal aangewend vir my wys. Ek maak geld teen 'n koers van 22% en ek moet geld terugbetaal teen 'n koers van 11%. So ek maak vinniger geld as wat ek geld moet terugbetaal, wat 'n positiewe ding vir die besigheid is, so ek kan maar eintlik nog gaan leen. Okay? So was dit 'n goeie idee dat die besigheid dit terugbetaal het? Jy kan enige kant toe gaan, jy kan sê ja, dit was, hulle bestuur hulle geld baie goed, of jy kan sê nee, weet jy, hulle hoef nie, omdat hulle nou so min, so 'n lae risiko het, en omdat hulle 'n positiewe hefboom het, was dit nie nodig om so vinnig die lening terug te betaal nie, afhangende van hoe baie hulle op die lening terugbetaal het. Die groot rede hoekom ek hierdie video gemaak het, is jy moet besef dat jy daai finansiële aanwyser en die rentekoers op lening nodig het wanneer jy kommentaar lewer op 'n leningvraag.